verwelkom jou saam met ons hier by hierdie bidsessie geleentheid. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons gaan nie uitnooi om saam met ons eers te begin, terwyl ons in hierdie dag die naam van die Here gaan grootmaak, sy lof verkondig en sy eer gaan verklaar. Die woord van die Here sê verder dat daar is krag in gebed. Daar is krag daarin wanneer 2 en 3 saamstem oor 'n saak. Woord sê dat wanneer ons saamstem, dan gebeur die dinge. En voor ons dit gaan doen, gaan ons eers eer bring aan die Godheid. Ons gaan erkenning gee aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vir wie hulle is en vir wat hulle doen in ons lewe. In dankbaarheid wil ons kom en ons wil dan so ons lof tot hom rig. Ons hande ophef tot sy heilige naam en sê, Vader, ons waardeer U. Kom ons bely dit saam. Beminnelike Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om by hierdie geleentheid te kom tot U. Wanneer ons dit doen, doen ons dit in die wonderlike naam van U Seun Jesus. Baie dankie dat die weg tot U troonkamer toeganklik gemaak is deur die soendood en die soenverdienste van Jesus, die Lam van God, wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Daarom eer ons U dat ons voor U kan staan en vir U in hierdie oomblik van tyd kan sê, Vader, ons waardeer U. Ons het U lief. Ons het U lief en hoe wonderlik is dit om te weet dat U ons lief gehad het nog voordat ons, Here, die lig gesien het in hierdie lewe. Baie dankie dat U ken ons. U ken ons nog voordat ons gevorm was in die skoot van ons moeder, voordat ons kunstig aan mekaar gewewe was. En daarom het U liefde aan ons betoon toe U die beste en die enigste seun in die hemel vir ons gegee het. Toe U vir ons 'n offerlam gegee het. Baie dankie dat ons in hierdie oomblik van tyd kan kom om net te kan sê, ons waardeer U. Dankie dat ons U kan ken as 'n Vader wat in die hemel is, maar Hy is nie ver nie. Hy is so naby aan ons volgende hulpkreet. Baie dankie dat ons in hierdie oomblik van tyd kan kom om eer te bring aan U vir dit wat U vir ons beteken. Dankie vir U goedheid en die troue gunse. Dankie dat U 'n Vader is wat omgee, dat U 'n Vader is wat belangstel. Dankie dat U 'n Vader is wat U self ontferm oor U kinders. Dankie dat U sorg vir ons. U is so goed vir ons. En ons het nie genoeg woorde om ons dankbaarheid teenoor U te betuig in hierdie dag nie. Dankie dat ons bevoorreg is om in 'n wonderlike verhouding met U te kan staan. Dat ons kan bely dat ons is nie vreemdelinge vir U nie. Ons is nie bywoners nie. Maar dankie dat ons in hierdie dag die goddelike sekerheid het. Daardie versekering dat ons kind is. Want ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van die Lam, gereinig, geheilige en gewederbaar deur die Gees van die lewende Here. Baie dankie dat ons kan kom, Here, en dat ons U naam kan ophef in hierdie dag. Dankie dat U bereid was om die heerlikheid in die hemel te verlaat en vlees aan te neem en onder ons te kom woon. Wonderlik was dit geweest dat ons kan net deel hê aan U bediening, hoe wonderlik U Uself openbaar gemaak het en hoe dat U die Vader aan ons kom bekend maak het. Dit is absoluut 'n voorreg om in hierdie dag net te kan kom en te kan sê, ons waardeer U uit die diepte van ons hart en lewe. Baie dankie dat U ons raak gesien het toe ons nog ver was. Baie dankie dat U ons by ons naam geroep het. Dankie dat U ons nader getrek het. En so baie dankie dat U ons uitgetrek het uit die moddersluik van sonde en van hierdie wêreld. En dankie dat U vir ons, Here, 'n nuwe naam gegee het en dat ons kan weet dat die weg gebaan is. Ons bely in hierdie dag dat op grond van dit wat U gedoen het toe U lewe gegee het aan die kruis, is ons in hierdie dag die geregtigheid van God, nie in onsself nie ver daarvandaan, maar ons kan bely dat ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus ons Here. So baie dankie dat ons U kan ken as die goeie herder, die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir sy skape, maar meer dan dit ken ons U as die herder wat U self ontferm
oor die skape. Die herder wat ons beskerm, die herder wat voorsien in ons behoeftes, die herder wat ons voed, die herder wat ons lei na groen weivelde van verkoking en waterse, van nuwe lewe deur u Gees. Baie, baie dankie, Here, vir u genade wat uitgebrei is oor ons lewe, vir u genade wat uitgebrei is oor ons gesinsgenote se lewens. Baie dankie dat ons weet, Here, dit is onverdiende guns. Ons kan nie daarvoor werk nie, ons kan dit nie koop nie. Nee, dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk en ons sê vir u baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. O soete Heilige Gees, baie dankie dat u ons trooster is. Dankie dat u ons parakletos is. Baie, baie dankie dat u ons voete rig langs 'n gebaande wegge. U lei ons. Dankie vir u inspraak in ons lewe. Dankie dat u, Here, ons help dat ons sintuie daarop sal toespits om wakker te wees vir die leiding van die Heilige Gees. Dankie dat, Here, u ons geestesore sal oopmaak vir die inspraak van die Heilige Gees, sodat wanneer daar wonderlike geleenthede ons pad langs kom, dat ons dit nie sal mis nie, nee, Here, maar dat ons dit sal omarm en dat ons dit deel sal maak van ons lewe, terwyl ons getuig van die goedheid en die grootheid en die trou en die barmhartigheid. Dankie vir die gawes van die Gees wat werk in ons lewens. O Here, u maak ons sensitiewe, dat ons soekend sal wees en smagtend sal wees na die werk van die Gees in ons lewe. Bo alles dank ons u vir die vrug van die Gees in ons lewe. Dankie dat daar die vrug, Here, sal soet wees in ons lewe. Dankie dat ons lewens geken sal word aan die vrug wat ons dra aan die boom van ons lewe. Dankie dat dit aantreklik sal wees, Here. Aantreklik sal wees vir hulle wat miskien in nood verkeer, vir hulle wat miskien smag na hemelse voedsel, na nuwe lewe. Ag, dat ons 'n rigtingwyser sal wees vir hulle na die kruis, dat hulle by u sal kan uitkom. Maar Here, u lei ons deur die Gees. Bo alles dank ons u vir u Gees in die woord wat saamwerk in ons lewe. Dankie vir die kosbare woord. Kom ons eer die Here, my broer en suster. Kom ons sê vir hom dankie vir sy woord. Dankie, Here, vir u woord. Dankie dat u woord 'n lewende woord is. Dankie dat u woord 'n kragtige woord is. Dankie dat u woord 'n demoonverdrywende woord is. O Here, dankie dat ons u woord het en dat u woord in ons harte en lewe lewendig is. Dankie dat dit u woord is wat geloof skep in ons lewens. Dat dit u woord is wat geloof bou in ons lewens. Dankie, Here, dat u woord standvastige woord is en dat u die waarborg is tot die vervulling van die beloftes van u ewige woorde. Dit is vir ons kosbaar in hierdie dag en ons koester u woorde in ons lewe en dankie dat u woord kan lewe in ons, sodat wanneer ons spreek, Here, dat dit sal wees woorde van lewe. Wanneer ons spreek, dat dit sal wees woorde van bemoediging wat gestaan word deur die beloftes van u ewige woorde. Dankie dat u rig ons voetstappe deur u woorde. U lei ons langs 'n gebaande weg deur u woorde. U is wonderbare. Ons kom ook om vir u baie dankie te sê vir die engele, Here, wat u uitstuur. Vader, engele wat u uitstuur op u bevelde om ons te bedien. Dankie vir dienende geeste wat u uitstuur op u bevel, Here, om ons te bedien. O, ons harte is vervul met blydskappe en groot vreugde om te weet dat u 'n intense belangstelling het in ons lewe as mense. Maar baie dankie dat ons nou in hierdie oomblik van tyd ook kan kom en kan bid vir hulle, Here. Kom ons dra ons familie op, ons vriende, miskien 'n werkskollega, wat miskien jy weet die Here nodig het in hierdie oomblik van tyd. Kom ons noem hulle name voor die Here. Baie dankie, Here. Die woord van die Here verklaar dat die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. Kom ons doen dit. Bemiddelike Vader, dankie dat ons nou kan bid. Eerstens vir ons gesinsgenote. Ons kom om vir u dankie te sê. Dankie vir 'n kosbare familie, Here. Dankie vir ons eggenote. Dankie vir
kinders wat U vir ons gegee het. Dankie vir kleinkinders en miskien agterkleinkinders. Ons wil sê, dit het van die Here gekom en dit is lieflik in ons oë. Dit is 'n gawe van bo. Baie dankie dat ons nou net kan kom en dat ons kosbare familie voor U kan hou. Here, U ken elkeen by die name. U ken elkeen se lewensomstandighede. O, dankie dat U is die kenner van die hart en U is die proewer van die niere. En daar waar daar 'n behoefte mag wees, dankie dat U daardie behoefte ontmoet, Here. Daar waar daar miskien 'n hartse begeerte is en 'n verlangste is, dankie dat U neerbuig deur die groote genade en barmhartigheid. En dankie dat U daardie hart en daardie lewe aanraak. Daar waar daar ongunstige omstandighede is, vra ons dat U dit sal omdraai tot eer van die wonderlike name. Daar waar daar miskien 'n stormgety in 'n verhouding is, dankie Here, daardie storm word gebied om op te klaar in die naam van Jesus. Baie dankie dat daar kalmte kom en dat daar vrede kom. En dankie vir die vrede van die vredekoning wat alle verstand te bowe gaan, wat aan ons meegedeel is in hierdie tyd. Dankie dat ons kan wandel in die geloof. Dankie dat ons, Here, nie aanskouers is nie. Nee, maar dankie dat ons deur die geloof wandel, soos die een wat die onsienlike God sien. Baie dankie dat ons U kan ken as die wonderwerkende Christus in ons lewe. Daar waar daar miskien iemand is, Here, wat geval het langs die lewenspad, wat seer gekry het. Dankie dat ons die Rodepoort gemeente se deure wyd kan oopmaak vir hulle wat U nodig het. Dankie dat hierdie gemeente soos 'n hospitaal kan wees, Here, waar mense versorg kan word en bedien kan word en bemoedig kan word en geïnspireer kan word. U gebruik ons in ons samelewing. U gebruik ons in die omgewing rondom ons. Al is dit net om 'n stukkie brood te gee vir 'n hongerige of 'n beker water vir iemand wat dors het. Maar ons vra, Here, dat U ons sal gebruik in hierdie dae. Baie dankie dat ons nou net kan kom en dat ons elkeen kan seën in 'n besonderlike wyse. Dankie dat ons in hierdie oomblik van tyd kan vra dat U seën sal gebied oor harte, siele en lewens. Elke jong mens, elke kind, elke Peter, elke kleuter, daardie baba in die wieg, Here. Dankie vir die hand van beskerming oor elkeen se lewe in hierdie tye en die hand van voorsiening oor elkeen se lewe in hierdie tye. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U ons nou vandag in die grootheid van U wonderbaarlike liefde, terwyl die genade van die Here uitgebrei is oor elkeen se lewe. Dankie vir die soete Heilige Gees wat ons naby is en wat ons nie sal verlaat nie. Ons eer U daarvoor in Jesus lieflike naam. Amen. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Mag die vrede van die Vredekoning jou hart en lewe vervul. Die Here seën U.